Goeiemôre, baie welkom in die Groot Kombuis. Vandag maak ons brownies. En dit is so lekker. Nou brownies is iets wat al so baie gemaak is, maar ek het vandag 'n addisionele lekker bestanddeel by. En nee, dit is nie dagga nie. Okay, toe ek gisteraand die prentjie op my Instagram laai, toe kry ek 'n kommentaar wat sê, "Haai nee, Sissie, kan nie vir die mense dagga koekies maak nie." Is jy nou mal? Dis ek. Nee. Maar ek wil hê Pierre en Jennifer moet die brownies proef voordat ek dit maak, sodat ek kan ek wil net seker maak dat dit gaan werk, Pierre. Gaan jy vir jou en Jennifer, ek het vir 'n klein hapie afgesny sodat as dit nie lekker is nie, dat ek nie hoef te stres nie. Ek sê dit van Jennifer hou daarvan om bedien te word. Ja, ek weet dis nou hier kan sy by die werk lekker sit en bedien word. So proe asseblief intussen. Wat het ek nodig? Hier, ek moes 'n bietjie van die voorbereiding al doen, want een van die goed is, my suiker en my eiers moes redelik styf geklits word saam. So ek moes hierdie vooraf doen. Hierdie is 300 gram strooisuiker, saam met 4 eiers wat ek geklits het, totdat dit in volume verdubbel het, en jy kan sien, hy maak so 'n lekker dik eiermengsel. Dan het ek hierso my sjokolade en my botter ook al saam gesmelt, want hierdie mikrogolf werk toevallig nie. So ek het 300 gram gesmelte sjokolade hierin en ek het 200 gram botter hierin. En dit het ek saam gesmelt. Ek hoor graag, hoe gaan dit so ver? Nee, ek dink jy moet ophou. Is dit sleg? Dis nie so lekker nie, hoor. Dan het ek hierso Ek sal dit weggooi. Gee dit vir my, ek gaan dit weggooi. Okay, nee, alright, maar ek gaan maar aangaan, jy weet. Okay. 100 gram sjokolade vlokkies. Jy kan natuurlik ook net 'n gewone sjokolade lekker groot rasper. Hier het ek 120 gram meel met 50 gram kakaopoeier. En dan my geheime bestanddeel, glo dit of nie, 'n murgpampoentjie. Daar is sowat 300 gram se gerasperde murgpampoentjies in hierdie mengsel. Nee, as jy ernstig. Baie dankie familie Nel vir my murgpampoentjies en kan jy dit glo? Murgpampoentjies in hierdie mengsel. Goed, so wat ons gaan doen is, ek het my eiermengsel hier, dan gaan ek my meel inmeng. So Tanya, eintlik eet ons maar groente. Jy eet groente en Wil ek jy was myne hê? so in my ag nee, Peer, moet nou nie so wees nie. Dis heerlik. Dit is regtig baie lekker en ek hou van die Eet jy feit dat murgpampoentjies, Peer? Ja, maar nie my sjokolade nie. Nee, maar ek sien dit nou as groente, nou is dit nie meer sjokolade nie. Weet jy wat, ek was hoogs in my skik gisteraand toe ek my kind met haar nagereg groente kon ingee. Want sy het eers 'n hele blokkie brownies geëet en toe sê ek vir haar, hoorie, mamma wil net vir jou sê, hier's murgpampoentjies in. Wat? Nee! Maar toe sy nou klaar gehoek, toe eet sy nou maar alles op. Ek gaan so lank die sjokolade ook hier bygooi en die rede hoekom ons dit invou en nie inklits nie is want jy wil die lug behou. Jy sit jou oond op so 180 grade, spuit 'n oondbak. Ek het dit ook met die waspapier gedoen, maar hy gaan heeltemal fyn wees as jy hom net so in jou bak sit. So ek het 'n bak gespuit hierso. Kyk net hoe mooi is hierdie kleure wat hierdie mengsel maak. So ek vou hom sodat hy sy lug behou. En wanneer jy dan jou 300 gram murgpampoentjies doen, rasper dit regtig fyn, want alhoewel dat nou groente is, alhoewel jy jou groente daarin wil sit, wil jy nou nie hê jou gas moet 'n stuk murgpampoentjie hap nie. So hy moet lekker fyn gerasper wees. So ek dink dis nogal 'n alternatiewe twist op 'n lekker brownie. Hy maak hom lekker fudgy. Ek mors vanoggend vreeslik met hierdie gemengery. Hierdie is ook nou nie heeltemal. Ek het eintlik 'n spatula gebring, maar hy voel vir my 'n bietjie klein. Ek kort eintlik 'n bietjie 'n groter Tanya, ekskuus maar, spatula. hoekom die groente in die vir die lekker. brownie? Net vir die lekker. So ek het al in die verlede soetpatat brownies gemaak en toe het ek besluit hierdie week, hoekom nie 'n murgpampoentjie brownie nie? En dit is 'n bestaande ding. So, tyd om ons murgies by te gooi. Bestaande ding wat ek en Piet nie van geweet het nie. Okay, maar nou weet julle daarvan. Ja. Sal julle dit geëet het as ek vir julle gesê daar's murgpampoentjies in? Nee, maar ek sou anders daarna gekyk het. Ek sou dit versigtig geëet het. Okay. Maar die feit dat jy nou dit eerste vir ons gegee het. Skepties, ek Ja. skepties. Maar dit Is is jy- baie lekker. Okay, nou gaan ek my sjokolade, weet jy, as jy nou wil geld spaar, kan jy seker die sjokolade vlokkies uitlos, maar waarom sal ons nou dit doen? Ek weet, jy moet opmaak vir jou murgpampoentjies. Tegnies vra my oor of daar rosientjies kan inkom. Nee, daar dis kan onnodig. definitief nie rosientjies of ertjies hier in gaan nie. Dit is murgpampoentjies. Die rede daarvoor is die murgpampoentjie gaan 'n heerlike fudgy tekstuur maak.
Hierdie gaan in die oond, hou vir hom dop. Hy moet lekker gaar gebak wees, maar binne-in moet hy gooey wees. Dan, baie belangrik, hy moet ten minste vir 'n uur staan nadat jy hom uit die oond gehaal het, verkieslik oornag in die yskas, laat hy kan lekker soos 'n fudge lekker dik word. Goed, kom ons gooi hom in ons bak. Is jy al oor julle skok? Jy lyk Nee. vir my maar 'n bietjie wantrouig. Nee, ek As sit julle er nie nog. weer iets wil eet wat ek maak nie. Kyk, hier gaan hy in die, ag hoorie julle, Tanya, Ek maar sal ek is hierdie- werklik beïndruk. Dit is regtig lekker. En baie keer dan kry jy die brownies wat soos verskriklik soet is. Jy wil eintlik nie hierdie regtig net, dis maklik om te eet, dis lekker om te eet. Ek kan nog een eet. en is lekker om te weet jy kry 'n bietjie groente in. Presies. Nee? Ek sê jou, alternatiewe gebruik vir jou murgpampoentjies. Hierdie resep sal op ons YouTube kanaal wees met al die bestanddele en alles wat jy nodig het. Ek hoop jy probeer dit sodat jy ook jou gaste kan verras soos wat ek vir Pierre en Jennifer verras het en ek hoop jy het 'n baie lekker naweek.